aan alles dink. Maar dit is volgens so lekker om die huis te wees. En dit is so lekker om dit aan die meisie vanoggend te hê. Amen. Here is goed vir ons. Here is goed vir ons. Ons sien alles wat ons nodig het. Dit is so lekker om te weet wanneer die Here se woord sê, soek hom eerste. En hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Vanoggend van ons lekker saam sing, ons gaan Here loof en prys vanoggend. Ons gaan sy aangesig soek terwyl ons saam sing vanoggend. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg is dit vanoggend. As die kinders by mekaar te kan kom hierso. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, Here, om die naam te kan loof en prys, Here. Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend en ons sê dankie. Dankie vir u genade, Here. Vir onvoorwaardelike liefde, Here. Dankie vir die guns, Here, wat u vir elke persoon hier so uitstaan. Hemelse Vader, Here, dankie vir die gees en die teenwoordigheid hier vanoggend. Here, wat die woord sê daar, waar 2 of 3 vergader, daar sal u wees. Vader, vanoggend ons kom hierdie diens aan u oorgee, Here. Here, ons gee u toestemming om te maak vanoggend, Here, wat u wil maak. Nie ons program, Here, maar u program. En ons bid in Jesus naam. Amen. Ons gaan Here lekker loof en prys vanoggend. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dis 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 so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Daar is niks lekkerder as om Amen. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms
ons nie die stem kan hoor. Elke keer dan is die daar. Daarom ons op te tel. Daarom ons weer vol te maak, Here. Here, vanoggend, soos wat ons hierdie lied bely, Here. Here, wil ek kom en sê dankie, Here. Die ons weer volg. Dat U ons aangemaak. Dankie, Here, dat ons kan op U alleen staan maak. Vir die krag van vandag en die krag van môre om aan te gaan. En ons Vader, Here, vanoggend staan. Here, dat U harte sal aanraak en opmaak. Here, maar dankie vir elkeen wat vanoggend die woord hoor. En dat dit neem, en dat dit sal skiet in hulle lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Soos ons voor ons vanoggend begin met nuwe werk. Ons onthou weer die skrif hier. Waarmee ons besig is. Ons proefskrif van Matteus 6. Lees dit dan. Dit sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Amen. As ons onthou oor die laaste paar weke het ons gesien dat dit sê dat ons moet God eers soek, sy geregtigheid eers soek, sy krag, sy teenwoordigheid, dat hy moet eerste prioriteit in ons lewe wees. En as ons hom eers soek, dan sal hy dit voorsien wat ons nodig het. Amen. En dan ons bid, gee ons daaglikse brood. Gee my vandag die dinge wat ek nodig het. Sien, God beloof nie dat ons kan altyd alles hê wat ons wil. Hy beloof nie ons kan altyd alles kry wat ons soek. Hy beloof nie dat alles gaan altyd in oorvloed wees nie. Maar hy beloof dat ons gaan hê wat ons nodig het vir vandag. Hy beloof dat hy gaan voorsien. Hy beloof dat sy genade elke dag gaan nuut wees. Maar vanoggend gaan ons verder. En ons gaan 'n bietjie kyk na nuwe werk. En as jy saam met my wil blaai dan na die digterlike boeke, dan na die boek van Spreuke toe. Spreuke 3 vanoggend. Dan gaan ons saam lees vanoggend. En dan gaan ons verder kyk vandag. Wat sê die Here, wat voeg hy by wanneer ons hom eers soek? Amen. Ons gaan lees daar uit Spreuke 3 vanoggend, vanaf vers 1. En hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. As jy vertrou op die Here met jou hele hart. Amen. En steun nie op jou eie insig. Ken hom in al jou weet, dan sal hy jou baie gelyk maak. Amen. Sien, as ons God eers soek, as hy 'n eerste prioriteit in jou lewe is, kom sê hy gaan vir jou voorsiening gee, maar kom sê hy gaan leiding bring. En in Spreuke 3 kom Salomo en hy skryf dat jy nie God se planne moet ken. Hy sê jy moet God ken. Amen. Hy maak dit duidelik, hy sê ken God. En hy sal al die ander dinge vir jou wys. Hy sal jou baie gelyk maak. Sien, as jy God ken, dan ken jy God se plan. Amen. Dan sien jy wat die Here vir jou beplan het. En God se leiding begin met 'n verhouding. As jy nie 'n verhouding het met die Here nie, gaan jy nie kan lei nie. Jy sal nie weet waar jy wil gaan. As jy die verhouding het met die Here nie, kan jy ook sy stem hoor. Sien, ons is so vinnig as daar 'n probleem opduik.
of as ons raad soek vir die ding, dan hardloop ons eers na ons telefoon. Wat sal my beste vriend hê? Ek vra eers iemand anders se raad. Ek raadpleeg die Universiteit van Google eerste. As daar 'n siekte opduik, Dr. Google, Jeremia 33:3. Kyk, soek op. Dis my noodnommer daai. Amen. Soek die Here, hy sal vir jou wys groot en ondergrondelike dinge. Prys sy naam. Dis my noodnommer. Elkeen van ons veronderstel om 'n noodnommer. En dalk is jou noodnommer Psalm 23, Psalm 109, Psalm 121, jy gaan ook na die berge wag, om hulp vandaan. En jy is ooit om noodnommer te hê, dat wanneer die moeilikheid kom, dan vra ek eers vir die Here vir raad. Amen. Hardloop nie eens na my telefoon toe of na die Universiteit van Google toe nie. Dat ek eens Google of ChatGPT se antwoord kry. Dis mos nou die moeilikheid. Of ChatGPT is dit. Of chatbot. ChatGPT en chatbot is nie die nuwe goeders. Soos ek raad soek op ChatGPT, dan vra ek raad. En ons vra eers die kunsmatige intelligensie vir raad, voor ons God se raad vra. Maar God wil betrokke wees in ons lewens. Hy wil betrokke wees met elke besluit wat jy maak. Hy wil nie besluit laat wees. Hy wil hê, jy moet eers by hom gaan sit, voor jy 'n impulsiewe besluit maak. Voor jy 'n stap in jou lewe vat. Voor jy dan 'n verkeerde keuse gaan maak. Die God kom nie in steeds sy kop weg. Sy wil is daar. As jy die Bybel lees, gaan jy lees wat raad sê. Jy gaan lees wat die Here se plan is. Hy steek niks weg. Amen. Hy het hierdie diep begeerte om ons te wil lei. Hy sê so op soek, dan gaan hy jou lei. Psalm 32 kom en sê, ek sal jou onderrig en jou leer, aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee. My oog sal op jou wees. Prys sy naam. Dit is die diep begeerte om vir jou te wys wat op pad om te stap. Amen. Om vir jou te wys wat 'n keuses om te maak. Om vir jou te wys met wat 'n mense om te praat. Amen. Hy wil vir jou wys wat om te doen. Sy hartsbegeerte is om jou hand te vat en saam met jou te doen. Saam met jou die pad te stap. Amen. Sy hartsbegeerte is om saam met jou pyn te ervaar. Sy hartsbegeerte is dat jy sal sit by hom en vir hom sê, Here, ek het nou jou hart. Amen. In Psalm 143 kom Dawid en hy skryf, leer my om u welbehaag te doen. Antwoorde, leer my om u wil te doen. Amen. Want u is my God. Hy sê, laat u goeie gees my lei in 'n geloof. Dawid vra die Here so mooi, Here, laat u gees in my lei. Amen. Wys van my wat om te doen. Die Here wil jou lei. Hy wil so graag lei. Maar die vraag is jy bereid om te luister? Prys sy naam. Is jy bereid om jou ore oop te maak en te luister wanneer hy vir jou sê wat om te doen? Amen. En waartoe om te gaan? Israel, as jy gaan kyk, dan Exodus, daar is 'n duidelike prentjie hoe die Here vir Israel gelei het. Hy het hulle 'n duidelike wolkkolom in die wag en 'n duidelike vuurkolom in die wag. En hy het hulle reguit gewys waartoe om te gaan. Amen. En hulle het steeds verkeerde keuses gemaak. Sien, leiding beteken niks sonder gehoorsaamheid. Amen. Dit help nie
vra die Here om my te lei op 'n pad. En ek is nie bereid om dit te doen. Ek is nie bereid om hom te gehoorsaam as hy vir my sê, draai regs in plaas van links. Israel se volke, as jy gaan kyk na Israel se studie, is veronderstel om 'n leerskool vir ons te wees. Jy is veronderstel om te leer dat al kan jy God se stem hoor, kan jy nog steeds 'n verkeerde keuse maak. Amen. Al kan jy God se stem hoor, kan jy nog steeds op 'n verkeerde pad loop. Want dit hang van jou af. Sien, die Here kan vir jou wys watter pad om te loop. Maar jy is die een wat kies om daai pad te stap. Amen. Hy wys vir jou wat om te doen, maar jy is die een wat moet kies of ek dit gaan doen. Sien, en dan kom baie mense en hulle vra, maar wat is die wil van die Here? Ek het al veel keer gehoor, maar vra iemand vir my, wat is die wil van die Here? Wat wil die Here vir my hê? Sien, nie enige veronderstel om te vra wat die wil van die Here is. Die Here se wil is baie duidelik. Amen. Die tweede vraag, is jy bereid om gehoorsaam te wees wanneer die Here dit vir jou oopmaak? Is jy bereid om te luister en te doen as hy vir jou bekend maak as hy wil is? Daar is soveel mense wat wil weet, wat wil die Here vir my hê? En as die Here dit vir hulle bekend maak, is hulle nie bereid om die Amen. kruis op te neem en daai pad te stap. Want dit is nie noodwendig altyd 'n maklike pad om te stap, as die Here vir jou wys wat om te doen. Sien, hy maak sy wil bekend aan hulle wat op eerste soek. Hy maak sy wil bekend aan hulle wat 'n gewillige hart het. Aan die wat die Here wil soek. Amen. Romeine 12 kom Paulus en hy skryf dit en hy skryf, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die nuwe vernuwing van jou gemoed. Hy sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en die volmaakte wil van God is. Paulus kom en skryf, verander. Jy moet verander word, sodat jy meer soos Jesus kan wees. Jou gedagtes moet verander. Jou leefwyse moet verander. Jou hart moet verander. Jy moet nie gelyk wees aan wat die wêreld is. Amen. Sodat jy kan toets wat die wil van die Here is. Praise sy naam. Hoe meer jy verander, hoe meer jy raak soos Jesus. Hoe meer jy sy persoonlikheid aanneem, hoe makliker kan jy onderskei tussen die wil van die Here en dit van die mens. Sien, God kom nie en openbaar sy wil alles op een slag vir jou. Ek kan jou waarborg as die Here sy hele doel vir jou uitlê, alles op een slag, gaan dit vir jou te veel wees om te hanteer. Dis hoekom hy dit stukkie vir stukkie doen. 'n bietjie op 'n slag, sodat jy dit kan hanteer. Inneem, Amen. dit verwerk. En wanneer jy die eerste klompietjie verwerk het, en jy begin die stap neem, en jy sien, jy vat 'n stap van gehoorsaamheid, dan mag dit vir jou nog kom. Praise sy En naam. hy openbaar vir jou verder. Sien maar, vir God om sy wil aan jou te bekend te maak. Vir God om vir jou leiding te gee, vat vertroue en vat geduld. En almal nie almal het geduld. As jy vir my ken, ek het baie moeite geduld. Ek wil dit gedoen en ek wil dit nou gedoen. En as die Here te lank vat, dan wys en raak ek ongeduldig. My horlosie, die Here se horlosie nog nie. Ons het nog nie so lekker gesinkroniseer nie. Amen. So ek leer geduld. Ek moet elke dag geduld leer, terwyl die Here vir my sy wil openbaar. Amen. Maar wanneer die Here jou lei, dan is daar voordele van die Here. Wanneer die Here jou lei, is daar vryheid. Daar's vryheid van jou beperkte gedagtes.
Want wanneer die Here jou lei, dan hoef jy nie meer self te dink. Amen. Sien, jou gedagtes, jou idees, is te klein. Jou wense is te klein, jou drome is te klein. God se gedagtes is soveel groter as wat ons kan dink. Soveel hoër as wat ons kan dink. Ons sê, jou drome is te klein. Amen. Jou wense is te klein. Droom groter. Droom waghalsig. Droom die onmoontlike dinge. Amen. Sien, wanneer die Here jou lei, dan word jou doel geopenbaar. Prys die naam. Nie 'n menslike doel, 'n goddelike doel word geopenbaar wanneer hy jou lei. En oor 2 weke gaan ons dieper hierna kyk. Maar die goddelike doel wat hy het vir jou. Wanneer hy jou lei, dan is daar krag. En Amen. dan kom jy agter, ek het krag binne in 'n stryd. Dan kom jy agter, hoeveel krag het jy actually? Jy kom agter, hoeveel krag het jy wanneer daar 'n probleem is? Amen. Wanneer jy dink, alles val uit mekaar uit. Dan kom jy agter, hoeveel krag jy eintlik het. Amen. Jy kom agter dat daar is vrede binne in pyn. Prys die naam. Dat al skeer jou hart uit mekaar uit, dat daar is nog steeds vrede. Amen. Sien, as God nie lei nie, gaan jy nooit vrede kan hê. As God lei, is daar voorsiening. Prys die naam. En hy voorsien op die onmoontlikste maniere. Amen. Maniere wat jy nie eens verwag. Wanneer God lei, is daar 'n beter storie. Amen. As jy jou eie storie skryf en jy moet jou lewensstorie vat en jy moet nou meer pen in 'n boek. En jy wil hom neerskryf tot aan die einde toe, gaan die storie baie vervelig maak. Maar as jy vir God die pen gee, sê Here, skryf jy my storie. Amen. Prys. Dan is dit drama, is romans, aksie, is komedie, is Here te sin vir jou. Hy het 'n groot sin vir jou. Die Here skryf 'n beter storie as wat enige van ons kan skryf. Amen. As ek my eie storie moes kies, sal het altyd goed gegaan met my storie. So nooit 'n probleem gewees. Maar dis nou nie wat die Here se storie is. Die Here se storie sal 'n bietjie moeilik uitkom. Want 'n bietjie swaar kry dat hy 'n les kan leer. Maar as opwinding, my storie sal baie mooi wees, as nooit opwinding wees. Die Here se storie maak baie opgewonde. Amen. Sien, Abraham Lincoln het die volgende gesê, hy sê, without the assistance of the divine being, I cannot succeed. With that assistance, I cannot fail. Sonder die Here se leiding, gaan hy nooit regkom. Amen. Maar met sy leiding, kan ek nie flop nie. Met die Here se leiding, kan niks misluk. Al lyk dit nie altyd vir ons so nie. Lyk dit baie hoe die dinge moeilik raak. En dan net wanneer dit op haar punt kom, dat jy wil opgee, dan sien jy kom die Here. Prys die naam. Sodat jy vir die Here kan word. Amen. Die Here doen dit dan vir 'n spesifieke rede. Hy doen dit dat sy naam verheerlik kan word, nie jou eie naam. Amen. Dat jy nie die eer kan kry. Die oomblik dat jy begin eer vat vir 'n situasie, die oomblik dat jy begin eer vat vir goed wat gebeur het, gaan jy groot kop kry. En jy gaan vir die Here vergeet. Die Here doen alles sodat sy naam verheerlik kan word. Amen. Sodat mense kan leer met jou storie. Sien, wanneer ons God laat lei, wanneer ons soek wat ons vra, soos wat Dawid gevra het, Here,
laat die goeie gees my lei. Dis wanneer jy bid, jy soek op en jy wag. Ons wil bid, soek en ons wil nie wag. En die Here vra, kyk jy moet jy wag. Kyk jy nodig om te wag. Amen. Jy nodig om die Here te vertrou wanneer hy jou lei. Jy nodig om jou planne wat beperk is vir hom te gaan gee. Ons planne vir wat nie gebeur in die gemeente. Maar die Here het groter planne. Amen. Ek het planne vir wat ek wil hê my lewe moet gebeur. Maar die Here het groter planne. Hy sê nou. En ons nodig, jy nodig om jou planne te vat en vir die Here te sê, my planne is te klein. My planne is nietig. Vat dit, maak dit groter. Amen. Vat die tentpenne en skuif dit uit. Maak my grondgebied groot. Jabes het gebid, Here maak my grondgebied groter. Amen. Vergroot my invloed. Hy Ek sê soek nou. meer. Wanneer jy die Here vra om jou te lei, het jy nodig om te laat gaan. Help nie net, jy gee jou planne vir hom, maar jy wil die garentjie vashou nie. Jy moet wil te Amen. laat gaan. Die garent moet sny om te sny om. Maar jy moet helemaal laat gaan. Maar wanneer jy laat gaan, het die Here openbaar dit vir jou en hy begin jou lei. En hy vat jou na 'n plek toe. Jy nodig om sy keuses te maak. Partykeer lyk sy plan anders vir as jou plan. Partykeer lyk sy keuse anders vir as wat jou keuse. Maar jy nodig om te aanvaar wat die Here se keuse is. En hy het jou wys wie ook gehoorsaam is. Amen. Help nie ons wil sê, Here, lei ons. Help nie ons wil sê, Here, wys my watter kant toe te gaan. En ek is nie gehoorsaam. Amen. Sien, om die Here se leiding te soek, om die Here te soek, het ons nodig om hom te fokus. Hy moet die eerste prioriteit wees. Amen. Jy moet hom en sy koninkryk eers besoek. Anders kan hy jou nie lei. As die Here die eerste prioriteit is nie, gaan jy nie sy stem. Amen. Jy sal nie sy wil ontdek. Wat ook al jy doen, wat ook al jy beoog, waar wil jy staan in jou reis, soek hom eers, Amen. altyd, in alles. En ek jou waarborg hy gaan jou lei. En jou waarborg die Here sal vir jou wys wat jy te doen. Wat om mense om te bel. Wat 'n pad om te ry. Ek jou waarborg die Here sal wys wanneer om jou brief te trap op die pad. Amen. Ek onthou jare terug. Ons ry, ons het so groen musies gery. Ons ry die oggend op pad kerk toe. Die robot is groen vir ons. En ja, goed trap nie. Ek wil mekaar oor die robot. Here sê jou klein goedjies was, maar sy die groot wil opwys. Amen. Wanneer jy die Here eers soek, sal hy jou lei. Hemelse Vader, Here, vanoggend ons kom voor U, Here. Here, ons vra dat U ons leiding sal wees. Here, ons wil soos Dawid kom en uitroep, laat U goeie gees ons lei. Here, lei ons met ons besluit. Lei ons met die aksies wat ons neem. Lei ons in ons werk, Here. En in die winkels, Here. Here, wanneer ons die kar ry op die pad. Here, so met die leiding, weet ons, dat gaan ons
verkeerde besluit te maak. Here, sonder u leiding weet ons dat gaan ons dinge doen wat ons partykeer gaan seermaak. Here, sonder u leiding sal ons nooit vrede ervaar. Here, ons sal nooit waangeluk kan wees. Here, sonder u leiding, Here, sal ons altyd 'n verkeerde ding, altyd 'n verkeerde pad vat. Here, u het vir Israel gewys presies waar om te gaan, en hulle het nog steeds verkeerd gedoen. Here, maar ons kom en vra, Here, dat u ons leiding sal wees. Here, dat ons krag deur die leiding sal ervaar, vryheid deur die leiding kan ervaar, en vrede oor alles ervaar. Here, dat soos wat u ons lei, Here, dat u ons stories skryf. Amen. Maar Vader, Here, ek dank u dat ons kan weet dat die woord sê dat wanneer ons u eers soek, dan sal al die ander dinge vir ons bygevoeg. Net soos wat u vir ons die leiding ook gee. Dank u daarvoor, Jesus. Amen. Net so 'n paar dingetjies. Ons dans steeds op. Ons bid vir die jongens. Ek het 'n getal in my kop. Ek vertrou die Here vir daardie getal vrouens. Amen. Laas jaar het ek 'n getal gehad en hy het daardie getal ontmoet. Hierdie jaar het ek 'n groter getal. En ek vertrou die Here vir die groter getal. En hy sal nie teleurstel nie. Amen. So, jy gaan kyk op die WhatsApp groepie, die post is gepin, so heel mooi die WhatsApp groepie gaan kyk, also, lyk soos 'n duimspykertjie.